Goeiedag geliefde, ek hoop jy ervaar vandag nuwe moed en nuwe energie en dit is vir ons so lekker om saam met julle tyd te spandeer in God se woord. So vir my Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan, dit is regtig lekker om saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Nou, ons is aan die einde van ons reeks, hierdie 7 weke reeks, die reeks Ek het besluit, en die tema van hierdie week gaan alles oor ons vermoë om klaar te maak wat ons kies om te begin. Nou vandag praat ons oor iets wat ware geestelike vegters, hulle ken hierdie, hulle ken dit, selfs, en dis wat hulle ken, selfs wanneer dinge moeilik raak, kies hulle, ons kies steeds, om sterk klaar te maak. In Handelinge 20 vers 24, lees ons van Paulus, ons lees van sy vasberadenheid in sy bediening. Hy sê hierdie treffende, kragtige woorde, hy sê, al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde, as ek nie my lewenstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. Om die goeie nuus te verkondig, dat God mense liefhet, sonder dat hulle iets hoef te doen, om dit te doen of te verdien. Nou dis Paulus se woorde, hy is besig om te praat oor sy bediening, hy praat hier nie van halfpad pogings of goeie bedoelings nie, hy praat oor sy lewensroeping, iets wat hy absoluut moes voltooi, hy moes hierdie ding doen, hy het geen ander keuse gehad nie, hy was gedryf, hy moes. Paulus wys vir ons wat dit is en wat dit beteken om sterk te eindig, om iemand te wees wat klaar maak, en hy erken dat sy lewe is waardevol, nee? Maar dat dit nie vergelyk kan word met die waarde om gehoorsaam te wees nie, en sy Godgegewe taak te voltooi nie. So geliefde, hy weet, waarvoor hy ja sê, is baie belangrik, en waarvoor hy nee sê, is net so moeilik. So, kom ons wees eerlik met mekaar, nee? Dit is maklik om 'n doelwit neer te skryf, 'n droom te begin volg, of selfs 'n geestelike belofte te maak. Maar wat gebeur wanneer ons begin vasval, of daar struikelblokke wat voor ons inkom, ons ervaar dinge wat teenkanting, nee? Die versoeking is altyd daar, om moed op te gee, om te sê, weet jy wat, ek kan nie meer, dit is net te moeilik, ek is net te moeg, of hierdie is seker nie die Here nie, want as dit die Here was, dan was daar net vrede, maar geliefde, dit werk nie altyd so nie. Wat Paulus ons leer, en wat vandag is iets baie belangriks, iets baie spesifiek, hy sê, dat niks anders te saak maak nie, behalwe om sterk te eindig. Hy sê nie, dit gaan maklik wees nie, maar hy beklemtoon, dat dit altyd die moeite werd is, want ware vervulling, nee, dit lê in die afhandeling, van juist dit waarvoor God ons geroep het. So prakties, kan ek jou iets vra, nee? Waar is daar in jou lewe iets, 'n ding, wat jy tans oorweeg om prys te gee, wat jy tans oorweeg om te stop? Wat is dit wat jou tans laat twyfel en dink, dalk is dit beter as ek maar net opgee? Is dit 'n verhouding? Is dit 'n geestelike groei situasie, jy moet 'n ding neerlê, is dit 'n projek, of dalk 'n persoonlike droom wat God diep binne in jou hart gesit het, en jou eintlik moet dra, maar jy sukkel? Onthou, nee, hier is die ding, entoesiasme is algemeen, maar deursettingsvermoë, dit is skaars. Jou ware geestelike groei gebeur wanneer jy kies om deur te druk, selfs en veral wanneer ander almal om jou lankal opgegee het. So, geliefde, hier sit ek wil jy oor moet nadink. Kies vandag, saam met my, om hierdie woorde te verklaar. En ek wil graag hê, sê dit saam met my. Sê dit, met God se hulp sal ek nie moed verloor nie. Wanneer ek begin, maak ek klaar. So as jy wil, tik dit in die comments vir ons, sê daar, maak hierdie verklaring met God se hulp, maak ek klaar wat ek begin het. En ek sien uit daarna, om môre verder met jou te gesels oor hoe ons sterk en klaar maak, ongeag wat oor ons pad kom. En onthou, jy is dalk vandag moeg, maar moenie opgee nie. Daar is krag in jou deursettingsvermoë. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme liefde en omgee in ons lewens. En wanneer ons vandag kyk na Paulus se woorde, dat hy op die punt was waar hy weet dat hierdie hele situasie, dit wat vir hom voorlê, niks van dit is maklik nie. Niks van dit is maklik nie, maar dit is alles die moeite werd. Hy het geweet waarvoor hy moet nee sê, sodat hy kon ja sê vir dinge wat belangriker was as die gemak van die lewe, sy eie lewe, verstaan? Hy het geweet, hy gaan dit verloor. En daarom, Vader, wil ek vra dat u vir ons ook dieselfde durf sal gee, om ons lewens en ons gemak neer te lê, en te wandel met ywer en durf, en in gehoorsaamheid, en in getrouheid, teenoor u, dat ons besluit vandag, dat dit wat ons begin, dit wat die Here oor ons pad sit, wat hy vir ons gee, die drome, die passies, die dinge, die drywers, dat ons nie sal net maklik opgee nie, maar dat ons sal besluit, deur die Here se hulp, en deur u genade, maak ons klaar. Ons bid dit als in die mooie naam van Jesus. Amen
en amen. Hoorie, geliefdes, as jy nog saam met my is, baie dankie vir almal wat al reeds ingeskakel het hierdie week met ons Bybelskool. As jy nog nie weet nie, ons het vroeër die week oor gepraat. Ons begin 'n Bybelskool binnekort in April en asseblief reik uit na ons toe by info@beleef.org.za vir ons aanlyn Bybelskool. Dis die 8de April wat ons gaan afskop en as jy wil inskakel saam met ons, wil ons graag vir jou materiaal kan aanstuur. So, gaan in vrede. Totsiens.